So ek het gedink om in die maand van November te gesels oor 'n boek wat ek dink nie baie mense al oor gesels het nie, en dis die boek Titus. Julle weet mos daar in die Nuwe Testament, die ou boekie daar, hy het net, ek dink 3 hoofstukke, en ek dink is baie relevant, want Paulus skryf hierdie brief aan een van sy volgelinge met die naam van Titus, en Titus moes, of hy was, toe hy die brief gekry het, ontvang het, was hy in Krete, dis 'n eiland, en op hierdie eiland was daar kerke gewees, maar daar was probleme in hierdie kerke. En hierdie dorp, of hierdie eiland Krete, was bekend vir hulle goddeloosheid, losbandige leefstyl, mense wat net gefokus is op hulle self, en met net, jy weet, wil self verryk word, en hulle maak nie saak hoe hulle dit doen nie, en selfsugtig, humanisties, en as ek so kyk na wat hulle beskryf van die mense wat gelewe het op hierdie eiland, dan lyk dit nogal baie soos die wêreld vandag ook is, nee. Mense is gefokus op hulle self, selfgesentreerd, en as gevolg van dit het daar ook baie probleme ontstaan in hierdie kerk, en dit is hoekom Paulus die brief geskryf het aan Titus om hom te ondersteun en by te staan en vir hom rigting te gee, strategie te gee. Maar is tog relevant op ons ook. Ons lees ook in Efesiërs 2 vers 8, baie bekende 2 verse, Efesiërs 2 vers 8, staan daar, julle is uit genade gered, deur die geloof. Uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit jouself uit nie, ook nie deur goeie werke nie, sodat niemand in homself mag roem nie. Ons dank die Here vir dit, nê. Ons het onsself nie gered nie. Niemand kan hulle self red nie. Alleen Jesus Christus. En hoe gebeur dit wanneer jy jou geloof in Jesus plaas? So, dis nie uit die werke uit nie. Maar hy gaan verder in vers 9 en 10, is vir my so mooi, sê Paulus daar, en hy noem Christus, hy sê ook, wanneer jy gered word, uit genade deur die geloof, dan gaan Christus, en dan word jy sy maaksel genoem. Christus se maaksel. En hy sê ook, ons is geskape in hom. In hom is ons geskape. Dit bevestig ook wat staan in 2 Korintiërs 5 vers 17, nê. Want almal wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Sê gou vir die ou langs jou, jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n nuwe mens in Christus. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword, en in Efesiërs skryf Paulus daar, hy sê, ons is in hom geskape. In hom geskape, ons is Christus se maaksel. En dan sê hy ook 'n belangrike ding, ons is in hom geskape tot goeie werke. Hy het nou net gesê, ons is nie uit werke gered nie, maar nou dat jy 'n gelowige is, die bewys dat jy aan Christus behoort, is die feit dat jy vrug dra, en dat daar goeie werke is in jou lewe. Die wêreld moet tog kan sien dat jy aan Christus behoort. Deur jou leefstyl, deur jou optrede en die werke wat jy doen. Hy sê, ons is gered tot goeie werke, sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lankal besluit het, ons moet leef. Nou, waar word hierdie goeie werke uitgeleef? Wel, in die gemeenskap. Die gemeenskap waar jy jouself elke dag bevind, by die werksplek, in die gesin veral, en dan ook in die kerk. Gelowiges tussen mekaar. Ons leef hierdie goeie werke uit, want ons is gelowiges. En in die boek Titus word daar klem gelê op 'n baie waardevolle aspek van die kerk. En dit gee aanleiding tot hierdie goeie werke. En dit is gesonde lering. Gesonde lering gee aanleiding tot goeie werke. Dit is hoekom ons titel is, lees en leef die woord. Wanneer ons die woord lees, ontvang ons daai waardevolle inligting. Wanneer jy geleer word oor die woord, ontvang jy gesonde lering, en dit help ons om as
gelowiges reg op te tree in die gemeenskap. Ons leer hoe om op te tree in die gemeenskap, wat ons moet doen. So hierdie gesonde lering gee aanleiding tot goeie werke. Nou ongelukkig word sinvolle, sistematiese, kontekstuele lering uit die woord vandag baie afgeskeep in hoofstroomkerke. Geestelike ervarings en gemaksigtige selfverryking word soms, wat teenstrydig is met die woord, word soms oorbeklemtoon. En dit gee aanleiding tot 'n emosiegedrewe kerkbelewing en 'n woordleemte onder gelowiges. En ek glo persoonlik dat daar moet 'n balans wees tussen die twee. Die werking van die Heilige Gees is belangrik, maar ook gesonde Bybelse lering is net so belangrik. Hierdie albei aspekte is belangrik. Die hoofgedagte van die boek Titus is dat gesonde leer tot godsvrug en goeie werke lei. En die brief gee die jong leier Titus opdrag oor die vestiging van 'n behoorlike kerkleierskap. Paulus sê vir hom, Titus, jy moet die regte leiers aanstel, want daar's huidiglik korrupte leiers, 'n deel van die kerk. Raak ontslaaf van hulle, stel die regte leiers aan en bevorder goeie lering, korrekte lering. En dan moet jy ook die gelowiges aanmoedig om hulle geloof uit te leef in die gemeenskap. Leef daai geloof, leef dit uit in die gemeenskap sodat die krag van die evangelie gedemonstreer word. Die transformerende krag. En hy skryf dit alles daar in die boek Titus vir Titus. En dit sluit in die weerlegging van valse lering. Daar was valse leringe wat rondgegaan het. Hy sê raak ontslaaf van dit. Hanteer dit. En leer die mense die ware evangelie. Stel gekwalifiseerde leiers aan. En dan moet julle die gelowiges in die kerk aanmoedig om reg te leef en goeie werke te doen. Sien, Titus was een van Paulus se volgelinge gewees. Hy het saam met hom gereis, veral gedurende sy tweede en derde sendingreis. Hy was 'n Griekse gelowige, hy was nie 'n Jood nie, 'n Griekse gelowige, en hy het heel moontlik van Antiochië afgekom. Nou, Titus was baie meer selfversekerd as Timoteus gewees. Hy was baie meer selfversekerd en konfronterend. Timoteus was meer, die Engelse woord, hulle praat van Timoteus, Timothy, nee. Hy was nie so konfronterend soos Titus gewees nie. Hierdie geharde man wat konflik, wat nie terugstaan vir enige konflik nie. Hy was nie so gewees nie. En ons lei dit ook af uit die briewe wat Paulus vir hulle geskryf het. Ek meen Titus 1 vers 13 skryf Paulus daar vir Titus. Hy sê, hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle skerp bestraf. Bestraf hulle, vat hulle vas, sodat hulle gesond in hulle geloof kan wees. Dit is nou die tipe opdrag wat Paulus vir Titus sal gee. En dan in Timoteus, in teenstelling met dit, praat Paulus mooi met hom. Hy bemoedig hom, hy moedig hom aan, en hy motiveer hom. 1 Timoteus 4 vers 12, hy sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, Timoteus. Timoteus moes, daar was 'n groot ding wat hy moes doen daar in Efese, en dit was nie maklik nie, en hy was bietjie jonk geweest, so hy so, Timoteus, moenie laat die mense jou jonkheid verag nie, moenie geïntimideerd voel deur die mense nie. Onthou jy die gawes in jou lewe, jy moet dit aanwakker, en die Here het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, Timoteus, want van krag, liefde en selfbeheersing. So, ons kan sien hoe Paulus Timoteus aanmoedig. En Paulus was baie lief vir Timoteus. Ek dink Paulus se hart was dat Timoteus hom sal opvolg. Sy opvolger sal wees. Maar okay, kom ons gaan verder. Na Paulus se derde sendingreis was hy vir 2 jaar onder huisarrest in Rome. So hy kon besoekers ontvang het en vir 2 jaar lank terwyl hy gewag het vir sy verhoor. Nou, as gevolg van Lukas
se akkurate en deeglike skrywe van die evangelie Lukas en ook die boek Handelinge, was daar genoegsame bewyse om Paulus vry te laat. So hy was vrygelaat na die 2 jaar se huisarrest. En toe het hy verder gereis en hy het onder andere na die eiland Krete toe gegaan en Titus was saam met hom gewees. Was een van die ouens wat saam met hom gereis het. En toe hy daar in Krete aankom en hy sien wat aangaan in die kerk, toe besef hy, jy moet iets gedoen word op hierdie eiland, in die kerk. En hy sê toe vir Titus, ek wil hê jy moet agterbly en jy moet dinge uitsorteer. Hy het ook vir Timoteus na Efese toe gestuur, om daar probleme te gaan uitsorteer en op te los. Na 'n geruime tyd was Paulus toe weer gearresteer. En as ons sy briewe lees of Handelinge lees, dan sien ons dat Paulus sê daar dat hy was gearresteer en die rede vir dit was omdat Alexander, die kopersmid, hom verraai het. En hy was toe weer gearresteer en dit was ook gedurende die tyd toe Nero die Christene begin vervolg het. Het het so vinnig gebeur, Paulus het nie eers tyd gehad om sy notas en sy reismantel te vat nie. Hy het dit net daar gelos. En dit is hoekom hy ook vir Timoteus skryf. Hy sê Timoteus, sorteer die probleme uit by daai kerk, maar dan wil ek hê jy moet gou kom. Maak gou asseblief en bring my notas en my mantel saam. Want ek dink Paulus het koud gekry. Die man was al oud man. Hy was nie meer 'n jong man gewees nie. En dit was ook die laaste 2 briewe wat hy geskryf het, nê? Dit was Timoteus en Titus. En Paulus het geweet ook, as ons kan dit aflei in die manier hoe hy die briewe skryf, hy het geweet dit was die einde, dit was finaal. Hy gaan nie weer vrygelaat word nie. En hy was ook aangehou in moeilike omstandighede, ouens. Hy was daar in 'n tronksel. Hierdie keer was hy nie onder huisarrest nie. Hy was in 'n tronksel gegooi in Rome. En dit was moeilike omstandighede, hy het koud gekry, maar hy het ook tydens sy gevangenskap het hy hierdie briewe geskryf. Hy het geweet hy gaan nie vrygelaat word nie. Hy was al oud en hy het die dood in die gesig gestaar. Maar nie net dit nie, hy het besef ook dat die kerk in Krete en in Efese, as hy nie hierdie briewe skryf en iets daaromtrent doen nie, gaan hulle ook doodloop. Gaan dit ook die einde wees van daai kerk. En dit is hoekom hy toe 1 Timoteus skryf vir Timoteus en toe skryf hy Titus en toe skryf hy 2 Timoteus. En hy moedig hulle aan en hy gee vir hulle strategie, 'n plan om hierdie kerke uit te sorteer, want die evangelie moet voortgaan. Hierdie kerke kan nie doodloop nie. Sy objektief was om die kerk van binne gesond te kry. Dit is so belangrik. Die kerk moet van binne gesond wees, sodat die wêreld daar buite effektief bereik kan word. Geëvangeliseer word, ouens. Sien, die goeie karakter van die kerk moet God se lig reflekteer daar buite. Moet God se lig reflekteer. Paulus het probleme uitgesorteer in kerke. Dit was deel van sy verantwoordelikheid om die probleme in die kerke uit te sorteer. Nie net het hy kerke geplant nie, evangelie verkondig nie, maar hy het dit ook, wanneer daar probleme was, het hy dit uitgesorteer. En hy het dit op 3 maniere gedoen. Hy het baie keer self gegaan en die gemeente besoek, en dan het hy ook ander kere 'n brief geskryf vir die spesifieke gemeente, of 'n derde manier hoe hy dit gedoen het, hy het een van sy volgelinge gestuur na die kerk toe. Dan het vir hulle gesê, gaan sorteer die probleme uit, soos hy hier gemaak het, of hy het een van hulle agtergelos. Hy het gesê, Timoteus of Titus, bly agter in Krete, ek wil jy met hierdie probleme uitsorteer. Nou, soos Timoteus in Efese en Titus in Krete was, sien ons dat God hulle kragtadig gebruik het. En deur die leiding van die Heilige Gees en die ondersteuning van Paulus, die strategie wat hy gegee het, kon hulle 'n verskil maak in daai kerke en het die kerke nie doodgeloop nie. En hulle was tydelik gestuur as apostels om die probleme te gaan oplos.
Hulle was nie gestuur as pastore of evangeliste nie. Onthou, apostel, die woord apostel beteken eenvoudig net gestuurde. Send one. So hulle word uitgestuur as apostels vir 'n spesifieke doel. En dis gewoonlik wat apostels gedoen het. Hulle het gegaan en hulle het kerke geplant of hulle het probleme gaan oplos in kerke. Hulle was nie permanent aangestel in 'n kerk nie. So apostels was 'n tydelike opdrag wat mense gekry het, wat geestelike leiers gekry het om 'n werk te gaan doen, om 'n probleem te gaan oplos, om 'n kerk te gaan plant. En wanneer die kerk geplant was, dan was dit oorgegee aan die ouderlinge en die diakens. Die ouderlinge was soos opsieners gewees. In Engels sê ons die elders. Hulle was die leiersfigure. En die diakens was verantwoordelik vir die praktiese aspekte in die kerk. So, Titus moes gaan, hy moes die probleem uitsorteer, nuwe opsieners en diakens aanstel en sê, ouens, kom aan, doen dit vir die Here. Wees versigtig hoe julle leef in die gemeenskap, daar moet gesonde lering wees. Hy het vir hulle al hierdie strategie gegee, sodat die kerk nie doodloop in Krete nie. Nou 'n bietjie meer oor die eiland Krete. Ek gee vandag net 'n bietjie agtergrond oor die boek Titus, en van volgende week af gaan ons lekker in diepte na die verskillende hoofstukke kyk, na die verse. Nou, die eiland Krete was in die antieke tyd bekend. Hulle was bekend vir korrupsie, vir bedrog. Hulle was amper 'n simbool van morele verval. Soos die wêreld ook nou maar vandag lyk, nee. Die morele verval is net voor die hand liggend. Veral in die meer eerste wêreld lande, in die beskaafde lande, nee. Hulle is so progressief. Die lande lyk so mooi en is so skoon en alles, maar die morele verval is tragies. En ons kan sien hoe dit net heeltemal donkerder raak in hierdie wêreld, en dit is waarom ons lig moet skyn. Maar hierdie eiland Krete was 'n simbool van morele verval. En Paulus se woorde aan Titus was ook nie net vir die leiers nie, maar vir elke gelowige. Hy gee wysheid van hoe om met integriteit te leef. Hoe om selfbeheersing te beoefen. En hy sê ook, ouens, julle moet julle goeie werke uitleef. Dit moet skyn in daai gebroke wêreld, in daai eiland, op daai eiland Krete. Ek sien, Titus is 'n baie relevante boek. En dit beantwoord die vraag van hoe ons lig kan skyn in 'n wêreld wat gedryf is deur eie belang, selfsug, wat ons graag wil hê, kompromie en morele verwarring. Hierdie brief is soos 'n kompas vir 'n goddelike lewe. En een van die Griekse woorde vir leenaar was die woord kretisu. En in plaas daarvan dat jy iemand 'n leenaar genoem het, het jy sommer hom 'n kretenser genoem. 'n Kretenser, dit is hoe erg dit was op daai eiland. Hulle was berig vir skelmwees, vir gierigheid. Die meeste mans was ook huursoldate gewees. En wie hulle ook al die meeste betaal het, vir hulle het hulle gewerk. Dit het wild gegaan, ouens. Dit was baie onveilig ook, as gevolg van die geweld. Maar nie net dit, die seksuele losbandigheid was ook 'n groot uitdaging en probleem gewees. Die eiland het ook verskeie hawens gehad, reg rondom die eiland. En vir Paulus was dit strategies, het dit strategies sin gemaak dat daar 'n goeie kerk gevestig moet wees, of kerke op die eiland. So wanneer daai spul matrose inkom na die hawens toe, hulle gaan aan wal, en hulle gaan die eiland in, en hulle doen wat matrose doen, soos dit gegaan het daai tyd, word hulle gekonfronteer met die evangelie en die goeie nuus, en dan kom van hulle tot bekering, hulle gee hulle lewens vir Jesus, en dan vertrek hulle weer en hulle vat die evangelie verder. So dit was belangrik dat daar 'n goeie standvastige kerk of kerke sou wees op hierdie eiland Krete. Maar ongelukkig was baie van hierdie kerke, die leierskap in hierdie kerke was korrup gewees. Ouens wat voorgee dat hulle Christene is, maar hulle was nie regtig nie, en Titus moes dit hanteer het. Sy opdrag was om te sorg dat
daar gesonde leierskap is. Gesonde lidmate ook in die kerk. Sien, Paulus het vir Titus 'n belangrike ding gesê. Hy het vir hom gesê, Titus, onthou, ek stel meer belang in kwaliteit as kwantiteit. Wanneer daar kwaliteit leiers aangestel word, en die lidmate in die kerk is ook kwaliteit gelowiges, weet ek, die kwantiteit sal inkom. Maar dit was vir Paulus belangrik. En in die brief sien ons Paulus se fokus ook op die drie eenheid. God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is eintlik so mooi. En 'n baie amazing ding is hoe Paulus vir Titus so nou en dan praat hy van God ons verlosser. En nie van Jesus Christus ons verlosser nie, maar God ons verlosser. Baie keer dink mense, Jesus het gekom en ons van God verlos, maar hy het nie regtig nie. Miskien ook van God se toorn, maar as jy mooi daaraan dink, dit is God wie eerste daaraan gedink het. Dit was God die Vader wie sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf. So, en dit is my mooi ook dat hy wil dit, hy skryf aan Titus en hy wil dit beklemtoon, so onthou, God is verlosser ook. Hy is die een wat sy seun gestuur het vir my en jou, om vir ons te sterf. God is 'n reddende God, en hy het Jesus gestuur om ons te red. Maar ons moet onthou, van Genesis tot Openbaring, staan God bekend as koning ook. Ons moet dit nie vergeet nie. Hy is ons koning. God is koning, hy is die koning van jou lewe. En reg deur die Bybel lees ons dit. En dan later lees ons dat God ons Vader is, en baie later dat God liefde is. Maar van die begin tot die einde lees ons dat God koning is. En hy praat ook van Jesus in die boek as ons regter. Onthou, God gaan nie regter wees aan die einde nie. Hy het daai verantwoordelikheid vir Jesus gegee. Sê Jesus, jy moet as regter optree en die regter wees. En eendag gaan ek en jy voor hom staan en gaan ons geoordeel word. Elkeen van ons. Wel, as jy 'n gelowige is, dan gaan jy voor die prysuitdeling staan voor hom, maar as jy ongelowige is, gaan jy geoordeel word. Boeddha, Allah, hulle gaan ook geoordeel word voor Jesus. En ek wil afsluit deur 'n paar verse vir julle te lees. Dit is amper die tema verse van die boek Titus. Daar in Titus 2 vers 11 tot 14. As jou Bybel het, lees dit volg gerus saam met my. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Ywerig in goeie werke. Hierdie sien ons dit weer. Ouens, die kerk, dis ons, is agente vir transformasie. En hy beveel dit ook aan en hy praat mooi met Titus. Hy Titus onthou, moenie oorlog maak teen daai kultuur nie. Moenie onnodig opstandig wees en rebelleer teen daai kultuur nie. Maar moet ook nie soos die Kretense begin leef nie. Daai lot wat in Krete bly nie. Wees versigtig. Maar deur wyse deelname aan die kultuur, wys jy vir die gemeenskap dat jy omgee, dat Jesus leef. So wees wys in jou optrede. Verwerp al die korrupte dinge van daai kultuur, maar omhels die goeie daarin. Ek dink in elke kultuur is daar goeie dinge en slegte dinge. In elke kultuur is daar slegte tradisies en goeie tradisies, nê. Ons maatstaf is die woord van God. Ons meet dit altyd in die woord. En dit is fyn om die goeie tradisies te behou van jou kultuur. Dis okay, jy kan maar lekker 'n choppie op die kole gooi en 'n lekker pap en sous eet, want die hele Kaapenaars eet nie pap en sous nie, julle eet slaai, nê. So jy kan maar jou lekker slaaitjie maak, dis fyn, vir jou braaibroodjie. 'n Braaibroodjie is 'n gemeenskaplike een, nê.
Kaapenaars en Transvaalers eet braaibroodjies. So, jy mag dit doen, maar daar's verkeerde dinge in 'n kultuur wat teenstrydig is met die woord, en Paulus skryf hier, hy sê, verwerp dit, maar omhels dit wat goed is. En as julle in vrede saamleef in die gemeenskap, en julle bly toegewyd aan Christus, gaan hulle die goedheid van die evangelie raak sien. Gaan hulle sien, daar's 'n God wat omgee, daar's 'n reddende God, en daar's krag in die evangelie. Maar julle leef Christus uit in die gemeenskap, deur goeie werke, nie net te preek vir mense nie, maar eerder leef hom uit deur reg op te tree. Wees 'n lig in hierdie wêreld, reflekteer Christus se lig deur goeie werke en deur goeie vrug te dra in daardie gemeenskap, en so gaan die kerk die wêreld bereik in Krete. En volgende week gaan ons verder gaan, en dan gaan ons bietjie na die verskillende hoofstukke begin kyk oor Titus, en is my so mooi hoe hy sekere goed vas lê in haar wonderlike beginsels is van die lewe, hoe ons moet leef, hoe ons as gelowiges moet optree, sodat ons 'n lig is wat skyn in hierdie wêreld, in hierdie korrupte wêreld. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U vir ons deur die woord rigting gee en vir ons so mooi wys, Here, hoe ons moet leef, hoe ons moet optree, wat ons moet sê, wat ons moet doen, en watter dinge ons moet omhels en watter dinge ons moet verwerp, Here. Ek dank U dat U ons strategies lei, ons as gelowiges, in die kringe waar ons ook beweeg, dat ons met wysheid, Here, sal voortleef in vrede en deur dit, Here, die wêreld bereik. Dat ons 'n lig sal wees in hierdie wêreld wat skyn, en as die geleentheid om voordoen, Here, lei ons deur die Gees om die evangelie dan te verkondig aan iemand, aan 'n vriend of 'n vriendin, 'n werkskollega, of net 'n persoon op straat, enige iemand. Help ons, lei ons, Here. Want ons weet, Vader, dat die wêreld is donker, en die wêreld het U nodig, en die rede waarom ons nog steeds hier is, Here, is sodat ons disippels kan maak. 'n Lig kan wees wat skyn in hierdie wêreld, tot U eer. En ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen, amen, loof die Here.